Goedemorgen, dit is vrijdagochtend, die 31ste Juli 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ons eerste nuus vanoggend is dan die aankondiging dat kolonel Chris Wyatt van die FSA, van die oudgediende afgetrede kolonel, weer eens Appington gaan besoek. Dit sal die derde keer wees sedert 2022 en hierdie keer gaan ons 'n baie lekker gesprek hê, 'n lekker kampvuur gesprekke hou en saamgesels. Ons behoort twee funksies en die een is op Saterdag die 29ste Augustus en uit die aard van die saak sal dit so 3:00 in die middag beginne tot 5:00 toe, waarna ons almal saam die rugby sal kyk en dan lekker saam braai en eet en geniet. Die tweede gedeelte, tweede geleentheid gaan dan wees met Sakkie se Arkie hier met 'n sonsondergang, 'n rit op die rivier en ons kan so 50 spesiale gaste saamneem vir daardie spesifieke eksklusiewe gesprekke met Chris Wyatt. Ons ken vir Chris Wyatt as baie uitgesproke oor die politiek in Suid-Afrika, oor die situasie hier, oor die regering, die ANC, sowel as sy kennis, intieme kennis oor die immigrasie van Afrikaners van hier af na die Verenigde State. Ook natuurlik is Chris self 'n rugbykenner en is hy juis in Suid-Afrika om weer eens na al die rugbywedstryde te kom kyk. So dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Dit vind nie te gereeld plaas so ietsie. Dis 'n geleentheid wat niemand behoort te mis nie en ek vra dat almal so spoedig as moontlik sal reageer en vir u stel bel en sê, wel ons stel belang of ons gaan kom, sodat ons ten minste kan beplan op hoe groot moet die plek van samekoms wees, daar waar ons die kampvuur stories program gaan aanbied. Uit die aard van die saak sal ons dit ook opneem vir latere heruitsending, maar ons het reeds aanduidings van mense van oor die hele land wat wil kom hier na Appington toe. Kontak ons betyds sodat ons ook kan bystaan met akkommodasie en so meer en vir julle die name van die gaste huise gee sodat julle behoorlik kan beplan. Nou ja, dit dan Chris Wyatt se besoek hier aan Appington van die 29ste tot die 31ste Augustus van hierdie jaar. Die Saterdagmiddag funksie waar hy gaan gesprek voer met ons en dan die Sondag eksklusiewe vaart op Sakkie se Arkie. Nou vanoggend wil ek weer eens praat oor die Drongo gesprek van gister, die sielkundige oorlogsvoering vleuel wat nou gestig is spesifiek met die doel om te fokus op die SADC lande. Hierdie Drongo wat as hulle embleem gekies is, hulle naam gekies is, 'n voël wat aan die een kant uiters aggressief optree, maar aan die ander kant baie misleiding toepas om sy vyande te uitoorlê. Nou mense, wanneer ons daarvan praat en ek berig daaroor, dan sien ek dit geensins as 'n oplossing nie. Vir ons situasie nie, of 'n oplossing vir Suid-Afrika situasie nie, maar veel eerder 'n toename in die bedreiging ten opsigte van die huidige situasie in Suid-Afrika. Want dit kan dinge baie vererger, dit kan dit oor die afgrond stoot, dit kan lei tot 'n regeringsverandering, dit kan lei tot absolute chaos en anargie afhangende van hoe hulle dit wil speel. Maar ek kyk daarna uit die oogpunt van 'n opportunis. Dit mag 'n geleentheid bied
Sonder hulp van hulle, sonder hulp van enige iemand, mag dit aan ons 'n geleentheid bied. En ons mag nooit vergeet dat uit chaos uit word baie geleenthede gebore nie. Nou, Lord Palmer het op 'n stadium die volgende stelling gemaak. Hy het gesê, countries don't have permanent friends, only permanent interests. So as die interest bedreig word, sal hulle waarskynlik nuwe vriende maak, nuwe alliances, verhoudings aanknoop om hulle belange in 'n sekere land of gebied te bevestig. Maar weer eens sê ek en ek herhaal dat ons nie deur hierdie uitsending, dat ek nie deur hierdie uitsending sê dat die Amerikaners of dat hierdie Drongo Company ons tot enige voordeel of hulp sal wees nie. Ek sê ook nie dat hulle enige direkte aksies gaan neem wat tot ons voordeel kan strek nie. Nee, ek sê dit glad nie. Ek sê bloot dat dit 'n geleentheid mag skep uit 'n chaos wat kan ontstaan as gevolg van dit wat hulle beoog om te doen. En uit daai chaos uit lê die geleentheid tot vryheid. Ons moet dit net raak sien, betyds raak sien en daarvoor voorberei en daarvoor beplan. Ons het al meermaal gesê dat ons geen belangstelling het om betrokke te raak in enige onwettighede, geweld en so meer, regeringsomverwerpings en dies meer nie. Maar wanneer dit die gevaar na ons toe kom, het ons die reg om onsself te beskerm. En dan is dit nie net 'n beskerming nie, dan is dit ook die tyd vir 'n soort van selfbeskikking wat daaruit gaan voortvloei. En daardie chaos wat veroorsaak kan word as gevolg van 'n sielkundige oorlogsvoering groep in ons midde, kan die geleentheid skep vir totale wanorde en chaos in Suid-Afrika, waar hulle eie beplanning het om 'n regering in die plek van die ANC te plaas, of om iemand sodanig te bevorder dat hulle dan verkies word om in 'n sekere posisie te beland. Watter kant toe om, sal die land in chaos beland. En dan het ons die reg, die geleentheid, en hierdie geleentheid gaan net een keer daar wees. En dan, te midde van hierdie chaos, na baie langse beplanning en voorbereiding vir die chaos, is daar dan 'n geleentheid vir ons om in die proses, dit waarvoor soveel mense nou aansprake probeer maak internasionaal, naamlik selfbeskikking, dan bied die situasie ons die geleentheid om dit aan te gryp. En dit is die voordeel wat ek van so iets sien. Die nadeel is dat dit waarskynlik tot grootskaalse verwoesting in Suid-Afrika gaan lei, alvorens dit enigstens beter gaan word. En met daardie gedagte los ek julle vir hierdie naweek. Ek is maandagoggend terug. Intussen geniet jou kondensmelk koffie, maak hom soet, en onthou, Chris Wyatt se besoek, 'n laaste geleentheid vir manne wat dalk wil inligting hê oor die immigrasiebeplanning, wat dan inligting soek van buitelandse kant af, buitelandse perspektiewe oor die situasie in Suid-Afrika. Dalk 'n geleentheid om vrae te vra oor hierdie Drongo Company, wat dan deel van die Afrikom groep in Afrika uitmaak, met die doel om SADC lande as sulks te teiken, om in die hele SADC streek en gebied 'n verandering van gesindheid teweeg te bring, sodat die buitelandse beleide van die SADC lande in lyn is
en strook met die van die FSA. Maar hoe hulle dit gaan doen, kan niemand voorspel nie. Maar uit dit uit, gaan daar waarskynlik chaos wees. En uit dit uit, groei daar geleenthede. Opportunity only knocks once. En dan is dit weg. Een geleentheid, en dan is dit verby. Daarom beplan ons, en moet ons ten alle tye voorbereid wees. Mooi loop, lekker naweek, en ek is maandagoggend terug by julle.